Nou, hartlik goeiemôre aan die broers en susters hier in die gemeente op Tweespruit vanmôre. Makarius gemeente is hier Tweespruit vanmôre en ons saai uit daarna ons lidmate in Bloemfontein. Nou ja, ek moet vanmôre eerlik wees, dit is winter hier op Tweespruit en ek het vanmôre toe ek deurkom, ek ry gewoonlik so 8 uur se kant daar in Bloemfontein uit en ek moet sê vanmôre het ek so 'n bietjie koeler gekry op die motorfiets as wat ek gewoonlik ry. So ek dink dis nou seker hoekom die motorfietsryers nou seker nou nie meer saam ry nie, maar ek wil julle nog steeds uitnooi. Elke tweede Sondag vir u wat 'n bikers run, 'n church run doen saam met my hier na Tweespruit toe. Dis baie welkom. Ou moet maar net so 'n bietjie warmer aantrek. Maar ek dink vanmôre was ek so 'n bietjie soos die Engelsman sê underdressed vir hierdie geleentheid. En maar ons is veilig hier en gelukkig kan ons 'n bietjie in die son bak soos ek dit sê hier agter die kerk. Welkom aan almal, ook ons vriende wat op YouTube en op Facebook inluister. Nou nog mense kyk daar uit Robertson wat skakel en sê wat die boek en mense daar in Ellis Ras was in die Polale wat my al geskakel het. So ons het regtig wykensyd mense wat inskakel. Ons is dankbaar vir u ondersteuning. Bid asseblief vir ons as gemeente. Nou ja, kom ons sit so en dan raak ons net stil voor die Here. Ons wonderlike God en Hemel Vader, dit is regtig 'n voorreg om vanmôre te mag aanroep in die naam van u Seun, ons Verlosser en Here Jesus Christus. Ons is dankbaar om vanmôre so bymekaar te kan kom en in u huis bymekaar te kan verkeer om in u teenwoordigheid te mag verkeer. Want u verklaar daar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in ons midde en ons is dankbaar vir u heilige teenwoordigheid vanmôre deur die Gees van God. En ons bid, Here, dat u vanmôre u woord sal kom heilig. Dat u woord aan ons harte sal kom oopbreek en dat u met elkeen van ons vanmôre sal ontmoet. Dis ons wat nou vanmôre fisies hier is of elkeen wat miskien inskakel daar in Bloem of enige ander plek hier in die land van Suid-Afrika, wil ons waarlik bid, seën ons rondom u woord en mag u dan ook hierdie media gebruik om mense te bereik vir die Here Jesus Christus. Dankie dat ons veilig hier kan wees, dat u vir ons bewaar het op die pad en dankie dat ons vanmôre so saam met ander kinders van God rondom u naam kan vergader. Verheerlik u self nou, Here, in Jesus se naam. Amen. Nou, vriende, ek nooi u om uit, gaan ons saam lees uit 1 Konings hoofstuk 18, 1 Konings hoofstuk 18, ons sal van vers 36 saam lees. Ek sal graag al daai gedeeltes nou saam lees van die profeet Elia, en hoe hierdie man onder die gesag van God vir koning Agab uitgedaag het, hoe hy wat natuurlik onder Jezebel, sy vrou, het hy verval in afgodediens en die altare van God afgebreek en vir Baals en vir die Assyriër afgode afgod aanbiddingsplekke opgerig en so het God dan sy seun van die volk onttrek. En hierdie man, geroep van God, vol durf en daad, ek wil amper sê met alle respek, sonder 'n haar, bang haar op sy kop, vat die koning aan. En hy vat in 450, 500 Baal-profete, amper 900 profete of valse profete van Baal en Asera aan. En hy daag hulle uit. En dan sien ons nou hierdie gebeure wat nou plaasvind, wat ons nou vanmôre gaan lees. Vers 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, jy sien nou die prentjie, hulle het nou hulle offers probeer bring, hulle het hulle self gekerf met messe, Elia het eintlik met hulle gespot gedryf, waar is julle God? En nou het hy sy offer gebring, die bil op die hout gesit, en hy 3 keer laat water oor die offer gooi, rondom die altaar 'n sloot vol water. En nou sê Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak, Israel, laat dit
vandag bekend word dat U die God van Israel is en ek U knegt en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my Here. Antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is. En dat U hulle hart tot U laat terugkeer. En ook kom hy daar in vers 38, daarop het die vuur van die Here neergedaal en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelek. Wat sy gesig moes dit nie gewees het. Maar Elia sê vir hulle, en toe die volk vers 39, toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here is God, die Here, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en hulle het hulle afgebring na die spruit Kison en daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op en eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Onthou nou, voorheen het hy gebid, en vir 3,5 jaar het God reën weggevat van die volk af. Nou sê hy vir Agab, trek op en eet en drink en hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die berg Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op en kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En toe die 7 maal roep hy, daar gaan 'n wolk, soos 'n man se hand uit op die see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span op en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hele hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. En Agab het op sy wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die ruggang van Jesreel. Verskoon op. Hoofstuk 19. En Agab het aan Isebel meegedeel wat Elia gedoen het, ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Betseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self, vers 4, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê en raak onder die besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek wat op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here, hoor nou hier, nie 'n engel nie, die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het toe opgestaan en geëet en gedrink deur die krag
van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb, tot sover die woord van die Here. Ek wil vanmôre met u gesels oor verse 4, nadat hy hierdie ongelooflike wonderwerk gedoen het. Kom hierdie vrou en sy stuur vir hom 'n dreigement in vers 4 en sê, maar self, en nadat sy hom gedreig het, dat sy hom gaan doodmaak soos wat hy haar profete doodgemaak het. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan lê. En hy sê, hy het gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Maar neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders. En ek wil met praat oor Elia die neerslagtige. Ons sien hoe hierdie man absoluut die volgende oomblik in 'n toestand van neerslagtigheid, en ons het dit deurtrek na vandag toe, absoluut in 'n toestand van depressiwiteit verval. Een ding wat die woord van God ons leer, en baie van u het miskien dit ook al geleer, en dis 'n les wat ons vir onsself hier in die agterkop moet hou, is na die grootste oorwinning kom gewoonlik die grootste neerlag. En daarom moet ons waak oor ons lewens. Ons moet versigtig wees, want die sielevyand, jou Satan, moet rond soos 'n brullende leeu. En hy wil ons verslind, hy wil ons kwaad aan doen. Veral as dit met ons goed gaan en ons die seën van die Here ervaar. In 1 Konings 10 vers 12, daarom kom Paulus, hy sê daar in Korintiërs, daarom wie meer na my staan, moet oppas dat hy nie val. Wees versigtig, liewe kinders van God. Ons kan so maklik op 'n valse fundament kom dat ons miskien 'n bietjie hoog en verhewe voel en alles gaan miskien net te goed. En daar's geen probleme of teëstand nie, dan waarsku die Here. Wees versigtig, pas op. Hy wat staan, dat hy nie val. En hier sien ons dit nou. Kom ons hierdie berg van Karmel. Mense kan amper nie glo dis dieselfde man nie. Hierdie man wat al jare met die volk 'n pad stap. Hy bid vir 3,5 jaar is daar in die reën. Jy kan jouself vir ongewild maak hierdie man. Hoe baie mense hier moontlik sy lewe gesoek het. Hoe koning Agab sekerlik glad nie tevrede was met die uitsprake wat hy teen hom as koning en teen die volk gemaak het nie. Meeste praat van sy goddelose vrou wat al die afgode onder die volk ingebring het. Maar hy staan vas. En hy daag hulle uit. Hierdie amper 800 tot 900 profete van Baal en Asera. En ons sien die wonderwerk wat God doen. Hulle faal, want hulle aanbid 'n valse God, 'n God wat nie 'n God is nie. En God stuur sy vuur in die hemel. Dis vir my skrikwekkend om te dink, terwyl Jezebel hierdie dinge weet en sien, bly sy vasklou aan haar afgode diens. En sy stuur en sy dreig die profeet van die Here. Die verskriklike hiervan is dat die een oomblik is hierdie profeet 'n oorwinnaar in God se hand. En die volgende oomblik vlug hy weg van hierdie vrou se dreigemente. Onder 'n besembos. Here, vat net my lewe. Wil nie meer lewe nie. Depressief. Vriende, weet jy wat, dit spreek so baie oor die lewe wat ons vandag, een van die grootste probleme, een van die grootste siektes in ons moderne dag en tyd, in die wêreld en in die samelewing van vandag, is depressiwiteit. Mense wat sukkel met depressiwiteit, wat sukkel met spanning en stres, dit maak hulle siek. Hartaanvalle, gesondheidsprobleme, angsaanvalle, waar vrees, waar mense sonder hoop lewe as gevolg van lewensomstandighede ons.
En ons kan maar nou maar vanmôre met mekaar eerlik wees. Ons lewe in 'n land vol hartseer en pyn, 'n land met geweld, moord en roof, bedrog. Jy weet nie of jy vanaand veilig by jou huis gaan kom. Plaasmoorde, verskriklike dinge, en al hierdie dinge, mense sit sonder werk. Armoede, ellende wat toeneem in ons land. En hierdie omstandighede bring mense op 'n plek, soos Elia, onder 'n besembos. Ag Here, ek wil net nie meer lewe nie. Ons gee op, moed verloor. Maar ons moet nie te maklik vir Elia oordeel nie, want die Here juis hierdie verhaal van Elia vir ons opgeteken sodat ons hieruit kan leer en dat ons lewens kan toepas. Want jy sien, ons moet nie vanmôre fokus op Elia se val nie. Ons moet nie fokus op sy depressiewe oomblik daar onder die bos nie. Ons moet gaan fokus vanmôre op wat het God daarna gedoen. Want dis waar die sukses is. Dis waar die oplossing vir my lê in die wêreld daar buite. Elia word deur vrees en afwagtigheid oorval. Ons sien op die berg Karmel is hy in die hand van God. Hy is die man van oorwinning. Die dreigement kom in hoofstuk 19 vers 2. En toe hy dit sien, vlug hy. Want hy is bang vir haar braaksig, hy is bang dat sy hom gaan doodmaak. Jy weet, as my snik is vir koning Agab, is hy nie bang nie. Vir al hierdie profete en hierdie satanisme wat hom wou doodmaak en slag, is hy nie bang nie. Hy is so vreesloos, hy slag met sy eie swaard. Oor die 800 slag hy by die spruitmuisel. Maar 'n vrou stuur vir hom 'n boodskap. My verval in depressiwiteit. Kan dit dieselfde Elia wees? 400 Asiria, 450 Baal profete slag hy. Met sy eie hand, daar sê hy die swaard wat hy hulle geslag. Nou hoe dit plaasgevind het, ek neem aan dit was nie 'n baie goeie gesig nie, dit was maar gruisam. Maar vreesloos, toe hy in die hand van 'n lewende God is, en hy gehoorsaam reageer op 'n lewende God van hemel en aarde. Maar die oomblik toe hy sy oë en sy fokus wegneem van sy God af, in daai oomblik, toe kom die oordeel. En vriende, vandag is dit nie anders nie. Ons begin die lewe, die dagtyd is so vol durf en bak. Ons het so baie ideale, ons so baie planne. Ook in ons as gemeente het ons so baie drome en gebede oor ons gemeente en ons toekomsplanne vir ons kinders en vir ons kindskinders. Maar ons kyk na mense, ons hang ons oë baie keer op die dominee of die kerkraad. En weet jy, mense is fouteerbaar. Mense maak foute. Maar vriende, God maak nie foute. En dan word ons teleurgestel, dan hoor jy baie keer mense sê, o, daai kerk, en dis nie die kerk nie, dis mense wat gefouteer het, wat fout gemaak het, dis nie die kerk, dis nie God nie. En ons raak moedeloos, en ons raak depressief en neerslagtig. Ons verloor ons passie vir siele in die gemeente. Ons verloor ons erns vir die gemeente in sy werk en vir my lewe voor die Here. En ons begin mense meer vrees as wat ons God vrees. En dis 'n baie gevaarlike plek wat Elia is, want hy het meer vrees gehad vir 'n vrou as vir God op daai oomblik. En so gebeur dit ook vandag. Dat vrees ons harte saampak en ons verloor wanhoop, want ons kyk na ons omstandighede, werkloosheid, finansies, siekte, dood, ellende, al hierdie goede kan ons nie wegpraat nie, my liewe broer en suster. Dis 'n realiteit, ons almal gaan daar neer. Oom Sokkie het nou sy suster aan die dood af verstaan, dis hartseer, dis droewig, daai hele gemeente omvergevoer, daai hele gesin.
Ons kan nie met hierdie goed stry nie. Dis 'n realiteit. Hoeveel mense in ons eie gemeente wat sukkel met werk en werkloosheid, gesondheidprobleme. Dis 'n realiteit. Maar wat wil Elia hier vir ons kom leer? As ons na dit kyk, hy het gekyk na Jezebel en toe het hy vreesagtig en wanhoopig geraak en in depressiwiteit verval. In plaas van sy oë op God. En dit is wat ons vanmôre hieruit moet leer. Vriende, ons gaan nie gevrywaar word van al hierdie ellendes wat in die wêreld is nie. Maar ons moet ons oë op God hou. Ons moet ons oë op God hou, sodat ons nie ook onder 'n besembos beland nie. Elia word deur hierdie wanhoop oorval in vers 4, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterf. Sien nie meer kans vir die lewe. Hy roep tot God en hy sê, neem nou my siel weg, Here. Was u al op so 'n plek? Ek weet van baie, ek was al op so 'n plek. 5 jaar terug het ek my werk, my alles, my voertuig, my mediese pensioen, ek het alles verloor. Dan het ek 'n plek omdat jy dinge nie verstaan nie. Ek is dan nou op die kant. Ek het nou 23, 24 jaar voltyds in die diens van die Here gestaan. Hoe kan God dan hierdie dinge nou toelaat? Al hierdie hartseer, hierdie pyn. Ek kan as man nie vir my vrou en my kinders sorg en dan kom 'n mens op 'n punt dat jy meer na jou omstandighede kyk en dan vra jy in jou hart, Here, gee jy nie vir my om nie? Is jy nie meer lief vir my nie? Wat het ek dan nou gedoen, Here? Net daai oomblik wat jy jou oë afhaal van die Here af en na jou omstandighede kyk, dis al wat die sielevijand nodig het om daai hart te vul met vrees en wanhoop en dan verval die mensdom daar buite in depressiwiteit. En vriende, depressiwiteit is die siekte van ons dag. Ons sien dat selfmoord onder mense, selfmoord onder kinders en tieners aan die orde van die dag is. Want hulle is so depressief, hulle sien die kans vir die lewe nie, hulle neem selfmoord, want hulle sien die kans om aan te gaan. Want hulle sien net die probleem. Hulle sien net al die teleurstellings. Hulle sien net al die mismoedigheid, die depressiwiteit. Hulle kry later, kom ons op 'n punt dat ons onsself jammer kry. Is nie so nie. En as dit plaasvind, die eerste ding wat gebeur as kind van God, raak ek onbetrokke by die saak van God. Is daai depressiwiteit as gevolg van omstandighede in dit. Die eerste ding wat lei, is my verhouding met die Here, my gebedslewe, my stilte tyd, my tiendes, my onderlinge byeenkomste. Want as ek depressief raak, dan wil ek myself onttrek van mense af. En die sielevijand maak jou wys. Jy kry jouself jammer, jy gaan kry weg in jou binnekamer. Terwyl die oplossing nie in jou binnekamer wegkry is, die oplossing jy om uit by jou deur te gaan, in die wêreld in te gaan en hier onder jou broers en susters in die gemeente te kom moed skep, om jou oë op te hef en God te ervaar en die liefde van medegelowiges te kan aanvaar. Vriende, wat vir my staande gehou het, toe ek ook weer die Bybel weer begin lees het, toe ek weer moeite begin doen het met my stilte tyd en my gebed, toe ek weer inskakel by 'n gemeente en die Here begin dien, toe het my genesing gekom. Toe ek saam met ander kinders van God, wat dieselfde dinge deurgaan, daar in die gemeente, hande kon vat. En ons het mekaar kan sê, ek bid vir jou my broer, my sussie. Ons gee mekaar 'n druk, ons bid vir mekaar. Ons praat mekaar moed in. Ons gee om vir mekaar. Maar as jy daar alleen by die huis sit, dan kry jy jouself jammer en dan verval jy daai depressiwiteit. En dit is daar waar die sielevijand jou wil hê. En natuurlik, die gemeente van God en God se saak lei die grootste skade. Maar weet jy wat vir my wonderlik is? Vriende, maak nie saak wat die omstandighede is. Maak nie saak
wat ons doen en wat ons baie keer verkeerdelik optree in hierdie omstandighede is ek kan nie weghardloop en ek kan nie wegkruip vir God nie. Elia daar in die woestyn gevlug onder 'n besembos en hy het nog gedink niemand gaan my hier kry, maar God het hom gekry. Ons lees daar in 1 Konings 19 vers 5. Daarom gaan lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk. God stuur 'n engel. Daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Daar's 'n onderskeid, ek wil net oplet in hierdie vers. Daar's 'n engel wat kom. En die engel sê vir hom, staan op en eet. Onder hierdie besembos kan hy van die aangesig van God nie wegkry nie. Hy kan hom nie verberg van die heerlikheid van God nie. God het nie van hom vergeet nie, vriende. God het nie sy rug op hom gedraai omdat hy nou in depressiwiteit verval het. En daar onder 'n besembos gelê en gewens het dat hy nou maar sterwe en dat God nog maar net sy lewe sal wegneem nie. Nee, God het dit nie gedoen nie. God het hom nie gestraf nie. God het hom nie sy rug op hom gedraai nie. Maar God stuur sy eie engel na hom toe om vir hom fisiese kos te gee sodat hy lewe. Want jy sien, die groot ding is dat mense depressiwiteit verval, maar eet jy nie, jy drink nie, en dan daar in die woestyn en hy het 'n groot risiko gestaan om fisies, liggaamlik te sterf. Maar as 'n mens depressief en hartseer en moed verloor is, dan verloor jy so 'n bietjie jou aptyt ook. Ek weet, kyk hoe lyk my klere. My vrou het gesê altyd, sy het altyd gehad dat ek moes kleiner wees, maar nie op hierdie manier nie. Maar vir 150 kg ek weeg nou skaars 120. Want jy wil nie eet, jy is nie honger nie. En dan moet iemand anders bekom en sê, my broer, my man, my vrou hierso, kom eet saam met my. God het jou lief. God stuur sy engel. Maar nie net een keer, vir 'n tweede keer, maar hier is nou 'n bietjie verskil. Stuur hy sê, vers 7. En nou is die bewoording, hy stuur nie 'n engel van die, maar God stuur sy engel, hy sê hier, en die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom. As jy in die Bybel gaan kyk, al die Ou Testament, Nuwe Testament is ook, as hy praat van die engel van die Here, dan verwys hy na wie? Verwys hy na Jesus. Jesus besoek hom daar onder die bos vir 'n tweede maal. Gee weer vir hom iets om te eet en te drink. En Elia staan op. Ek is met jou, Elia. Ek gee vir jou om en ek het jou nodig. Jou taak, jou roeping vir my volk, jou werk vir my is nog nie verby nie. Nou vriende, ek moet vir julle sê, stel jou hart oop. God gaan nie van jou vergeet nie. Weet jy om wie jy is en waar jy is en wat die omstandighede wat jy as gemeentelid of iemand wat vanmôre na my luister op hierdie video of op YouTube nie. God sal nie van jou vergeet nie. Al lê jy onder 'n doringbos, al is jy moed verlore, al is jy depressief. God sien, God hoor. Stel jou hart oop sodat hy jou kan besoek met sy genade, wat hy wil. Hy wil vir jou sê, staan op. Ek is nog nie klaar met jou nie, Elia. Ek het nog 'n taak vir jou, Elia. Ek het nog 'n roeping vir jou. Jy moet my volk nog gaan lei. Johannes 3 vers 16, ons ken dit so baie bekend, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons God, sy liefde is so groot, dat hy sy eie seun Jesus nie gespaar het nie, vir jou en vir my. En die ergste daarvan, God het ons eerste lief gehad, toe ons hom nog nie lief gehad, toe ons nog wat was in die Bybel, hy sê toe ons nog sondaars was, toe ons verwerplik was, toe ons hom nie gesoek het, toe ons hom nog nie lief gehad het, het hy my eerste lief gehad, en was hy bereid om sy seun se lewe vir my en vir jou te gee, sodat ons kan lewe. Maar vriende, ons moet hierdie ding sien, die Here het 2 keer hier aan hom verskyn. Die eerste keer het hy hom fisiese lewe gegee, deur te eet en drink, want hy moes nog 40 dae, 40 nagte moes hy stap,
om te kom waar hy moes kom deur die woestyn. Maar hy het ook 'n tweede keer om verskyn. Nou, mense kry die Bybel noem 'n typerende boodskappe. Typerende boodskap is soos toe Moses hulle deur die giftige slange daar in die woestyn geby het, moes hulle 'n koperslang maak op 'n kruis en dit verhoog, en as hulle self verneder om te kyk na die ding wat juist hulle byt, dan het hulle gesond geword. En daai was 'n typerende boodskap van Jesus Christus wat sou op 'n kruis sou verhoog word, 'n vernederende posisie. So is hierdie twee verskynings ook 'n typerend. Van die eerste verskyning van God deur sy seun Jesus Christus is die keer toe hy ons sien uit genade gered het. Toe ons ontmoet as ons God nou verlosse en in my gewederbare. Maar vriende, ons as kinders van God kan nie tevrede wees net om gered te wees nie. Jy kan nie tevrede wees om net te sê, maar weet jy wat, ek weet dat nou, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe nie meer hel toe nie. Daar is soveel meer wat God vir jou wil gee. God het jou nodig. Kan jy dink dat God sê, my kind, ek wil jou gebruik, ek het jou nodig. Maar Here, ek het nie die krag nie, ek het nie die staatstelling, en dis hoe my vir 'n tweede keer om verskyn en gevoed het. Dit praat van die krag van die Heilige Gees. Maak nie saak onder wat se bos jy lê, God het jou lief, sy seun het vir ons aan die kruis gesterf, en hy sal jou nie steek laat nie, en nou kom Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat. Dis God wat hy sê, is God alleen? En daarom wil hy vir jou sê, liewe kind van God, gemeentelid, die wat na my luister vanmôre, staan op. God het jou lief. Ek wil vra vir jou in die eerste plek, het jy al toegelaat dat God jou die eerste keer voed? Het jy al jou bekeer tot die Here Jesus Christus en hom as jou God en verlosser aangeneem, sodat hy vir jou die lewe kon gee? Maar moenie daarmee tevrede wees nie. Vertrou ook vir die tweede voeding. En wat is daai tweede voeding? Om deur die krag van die Gees van God gevul te word. Want jy sien, ons het 'n roeping. God het 'n doel met jou lewe. God het 'n roeping op jou lewe geskryf. Miskien het jy dit nog nie gevind nie. Party mense gaan vir 20, 30, 40, party mense is 50, 60 jaar gered. En nooit kom hulle op die plek dat hulle vir die Here vra, Here, wat is die doel met my nie? Wat wil jy met my bereik? Ons soek altyd baie verskonings, want ons sien as jy betrokke raak by die kerk, gaan dit eerstens geld kos, dit gaan my tyd kos, dit gaan my inspanning kos, ek gaan miskien my vriendekring verloor, en dan is ek maar liewers net tevrede om gered te wees en hemel toe te gaan. Wat 'n ellendige plek. Dan bly jy daar onder die besenbos, jy het miskien kos gekry in jou lewe, maar wil jy nie daai tweede besoeking hê? Om krag te kry, om op te staan en vir 40 dae, 40 nagte deur die woestyn te loop en te gaan daar waar God jou wil gebruik. Lea maak 'n wonderlike ontdekking. 'n Wonderlike ontdekking. Toe hy opkyk, was hy op met 'n broodkoek op warm klippe gebak, 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink. 'n Engel van die Here voorsien al om voedsel om fisies te lewe. Staan op, Elia, eet, drink, sodat jy kan lewe. Hoekom? Want ek het jou nodig. Johannes 6 vers 35 sê Jesus vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors nie. Kan jy sien? Liewe kind van God, wat na my luister vanmôre. God wil jou nie onder 'n besembos hê nie. God wil nie hê jy moet vergaan van net passiwiteit en wanhoop nie. Hy wil nog uithaal. Hy wil jou versterk. Hy wil jou kom bemoedig deur die krag van sy woord. Hy wil vir jou wys, hy gee vir jou om. Vir jou sê, ek is die brood. Ons het nou die naweek voorheen gehad om aan die tafel van die Here om nagmaal te gebruik. Is dit nie juist die typering van God nie? Dat ons die brood gebruik as deel van sy liggaam, dat ons die wyn drink as deel van sy bloed, om ons geestelik te versterk. Ons gebruik nie die nagmaal om dowe neute nie, vriende.
Dit moet nie net maar 'n ritueel wees wat ons in die kerk doen. Die nagmaal is juist daar gesit om ons te bekragtig, te herinner aan wat God vir my gedoen het en sy belofte dat hy my in stand sal hou, dat hy die brood van die lewe is, dat hy my kosbaar is om my te laat lewe en 'n lewe van oorvloed. Hy wil hê ek moet kom en uitkom by daar waar hy my wil hê. Hy wil hê ek moet lewe vir hom juistens. My genesing het gekom toe my fokus weer op God kom, my gebedslewe, my woord. My lewe het weer pad kom toe ek inskakel by 'n gemeente, die Here sal alle kinders van God begin dien. Toe val die depressie en die jammer, en ek kry myself jammer, toe val dit weg. En ek begin weer ervaar God se doel vir my lewe. Kyk na 5 jaar waar die Here my gebring het. Ek kan hier staan vanmôre en ek kan die woord van God met oortuiging verkondig. En ek kan met oortuiging sê wat ek weet waarvan ek praat. Ek was ook daar. Ek was ook stikkend. Ek het ook onder 'n besembos gelê. Maar God het my nie daar gelos nie. Hy het my kom haal. En vriende, so ook vir u, wat vanmôre na my luister, God sal jou nie wees laat nie. Hy wil jou kom haal. Staan op my broer, staan op my suster, eet, drink, en lewe voluit vir die Here Jesus Christus. Vra vir hom, wat is die doel? Wat is die rede waarin hy jou siel uit genade gered het? Want God het 'n plan vir jou. God het 'n plan vir jou. Jy het probeer weghardloop van God se plan, maar God het nie toegelaat, hy het hom gaan soek en hy het hom gevind. Hy het fisies uit die hemel neergedaal en daar in hom verskyn en gesê, staan op, eet, kom. En ek moet vir julle sê, dit laat 'n mens bietjie dink, nee. Ek wil jou vra, dink bietjie daar, wat dink jy sal God nie doen? Wat sal God nie toelaat om vir jou of vir my wakker te skud en op 'n plek te bring, dat ons weer besef, God het 'n doel my lewe. Ek is tyd dat ek opstaan en dat ek my prioriteite regkry. Partykeer laat hy siekte toe, partykeer laat hy die dood toe. Partykeer laat hy omstandighede in my lewe toe wat partykeer nie aangenaam is nie, maar weer om my fokus weg te kry van myself en my fokus op God te kry. Dit is eintlik 'n baie gevaarlike plek om te wees. Onbetrokkenheid by die saak van God. Want glo my, die God wat ek dien, en wat ek in hierdie Bybelboek lees, wys vir my daar is niks wat hy nie sal doen, om jou weer terug te kry op die plek waar hy jou wil hê, en besig te kry met die dinge wat jy moet doen. In Konings 19 vers 7, die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. God weet. God weet, ons is mens, ons is vlees. Hy het geweet, Elia gaan dit nie maak op sy lewe. Daarom het die tweede maal gegaan, staan op, eet. Anders dan gaan jy nie maak. 40 dae, 40 nagte lê voor. In die eerste aanraking wek hy hom op, sodat hy fisies kan lewe. In die tweede aanraking kom hy wek hom geestelik op. Eet, kry die krag vir hierdie bykans 200 myl, amper 200 myl. As jy het gaan uitwerk daar in die Bybel. In die 200 myl in die woestyn. Moeilike omstandighede, warm, daals. 40 dae, 40 nagte is hierdie Bybel. Maar God het hom bekragtig dat hy sy taak en by sy plek moet uitkom waar God hom wil hê. En vriende, wat sê God vandag vir jou en vir my in die Nuwe Testament as kind van die Here? Handelinge 1 vers 8. Ons lees dit, ek kan amper sê daar's niemand wat amper nie ken. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van God oor jou kom en jy sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die Here in Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jy sal my getuie wees. God kom en sê, as jy oorgee my kind, my weergebore kind, ek sal jou krag gee. Ek sal jou in staat stel om te kan wees dit wat jy dink jy nie kan wees. As jy 5 jaar terug vir my gesê het, Johan, jy sou hier gestaan het vanmôre, jy sou met 'n motorbike 100 km
in die minus 5-6 gery het vanmôre om die woord van God te verdien, het ek vir jou gesê, maar jy sê net maar laf en mal in jou kop. Maar hier staan ek. God het my opgetel, hy het my bekragtig, sodat ek my roeping, en dit wat hy vir my nodig het om te doen, te kan uitlewe. En nou vra ek weer, het jy al vir die Here gevra, Here, wat is jou doel en rede met my? Die wat na my luister vanmôre, op hierdie uitsending vanmôre, Eers gemeente. As weergebore kind van God, gaan jy nie dit maak in jou eie krag nie. Jy het 'n tweede besoeking nodig. Jy gaan moeg raak, jy gaan moedeloos raak, en jy gaan in depressiwiteit verval. Dis 'n realiteit van hierdie wêreld waarin ek lewe. En die sielevyand sal sy vuil vingers oorste in jou lewe beïndruk om alles te probeer doen, om jou fokus van God af te neem. Want dan het jy jou waar jy wil hê. Dit is tyd dat ons vanmôre die woord van God hoor, van 'n liefdevolle God, 'n Vader wat omgee vir sy kinders, wat vir jou sê, ek het jou lief, ek gaan jou nie begewe en verlaat nie. Ek het jou lief. Ek weet waar jy is, ek weet waarmee jy besig is. En ek wil hier opstaan. Want ek het 'n doel vir jou. Ek het 'n rede vir jou lewe. Dis dan wanneer jy durf sal kry. Dis dan wanneer jy weer ywer sal gevul word. Ideale vir God en ideale vir God se saak. Dis dan wanneer jou betrokkenheid by jou gemeente weer sal wees soos dit moet wees. God se saak sal vir jou eerste kom. Ja, selfs wie vader of moeder, ja, seun of dogter bo my lief het sê die skrif, is my nie waardig nie. Ja, God kom eerste. Hoekom? Sodat God my kan gebruik vir dit wat God vir my bedoel het. En vriende, ek wil vir jou sê vanmôre, daar's baie dinge wat ek nog nie weet nie. Daar's baie dinge in hierdie kosbare Bybelboek wat ek nog glad nie verstaan nie. Maar een ding weet ek vanmôre, so waaragtig as ek lewe. God het 'n plan. En God het 'n doel met jou lewe. En ek weet nie waar jy is nie. Maar dit is tyd om op te staan. Dit is tyd om God toe te laat om jou te voed met sy woord. Toe te laat om God te bid. Here, vul my met u gees. Gee my die krag om op te staan uit hierdie siekbed uit en uit te gaan buite. My gesig te was. Gee my oorwinning oor depressiwiteit, siekte, al hierdie tipe dinge. En bring my op die plek waar u my wil hê. Want God gee vir jou om. En God wil jou gebruik. Ek weet baie van ons reken nee, ek is 'n boer, ek is 'n mechanic, so kan ons baie verskonings gebruik. Ja, die visserman het ook gesê, ek is 'n visserman, en ek is 'n dit, en ek is dat, hulle het nog die verskoning gehad, ek is ongeletterd, van hulle kon nie lees en skryf. Die Here het gesê, kom, ek het 'n doel, ek het 'n plan met jou lewe. En kyk wat het daai 12 manne bereik vir God. Kyk wat het God deur hulle bereik. Nie in hulle eie krag nie, toe hulle gevul is met die gees van God. Het hulle die wêreld op sy kop gedraai soos ons het vandag ken. Die evangelie, elke hoek en draai van die wêreld, soos ons dit ken vandag. Dit begin by 12 vissermanne. Die eerste aanraking het jy al by God gebuig vir jou bekering, vir jou redding, vir jou wedergeboorte. Die tweede aanraking het jy al toegelaat dat God jou vul met sy gees. Ek wil hê jy moet waarlik besef vanmôre uit hierdie verhaal van Elia dat God is lief vir jou. En God gee om vir jou. Een ding wat ek nooit sal verstaan nie, maar die realiteit is, hy sê, God het jou nodig. God wil jou, my gebruik. Die vraag is, Here, wat moet ek doen? Die Here sê, klim eers onder jou besebos uit.
Kom, ek sê wys. God is lief vir jou. Kom ons soek hom. Here, ek wil vir u dankie sê, dat u deur hierdie verhaal van Elia wys, u sal nie ons onder ons besembosse van depressiwiteit los nie. Here, die antwoord is u. U gee die lewe, fisies, maar u gee ook die ewige lewe. Maar Here, saam met dit gee u ook die krag, nie deur die inwoning van die Heilige Gees se krag in ons lewens, wat ons wil versterk, wat ons wil bekwam, dat ons kan uitkom waar, meer en hoekom God my wil gebruik. Here, gee vir ons dat ons weer ons prioriteite as kinders van God, dat ons as gemeente en kerk, dat ons prioriteite sal regkry. En miskien is ons vanmôre onder 'n besembos van hartseer of pyn, van werkloosheid, depressief oor omstandighede. Maar Here, u sê kom, ek is lief vir jou. Eet, drink, staan op, want ek het werk vir jou. Ek het 'n plan met jou lewe. Daar is 'n doel vir jou. Here, gee dat ons hierdie boodskap sal aangryp met al twee hande. En dat ons u sal soek om sê, Here, hier is ek, nietige mens. Here, met my foute, met my tekortkominge, Here, in my swakheid, kom ek vanmôre. U sê, Here, bring my op die plek, rus my toe met krag, dat u ook u plan, u doel vir my kan bereik. En dat u deur my, in my en deur my, u self sal verheerlik. Ons vra dit, ons bid dit, Here, in Jesus Christus se naam, met danksegging. Amen. Baie dankie, die Here seën u.